Nuuspot. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Herman Pretorius, goeiemôre. Jossie, maar ja, ek kyk vir jou lyk netjie so vroeg in die oggend. Nee, maar daar's nie klank by jou nie. Daar's jy nou. Nee, ek moet sê as mense 10 maande ou seentjie het, dan is vroeg die oggend pas aan by wat die konsep van vroeg is. En ek kyk so vanoggend in die spieël, Isak, en ek gaan vanmiddag na my barbier toe, want ek begin al hoe meer lyk soos iets tussen 'n mop en 'n speldekussing. So hierdie kuif is nou maar 'n desperate poging net sodat ek minstens die kamera kan sien. Ek het jy's nou natuurlik nog nie daar nie, maar jou praatjie oor die hare wat so gekam word. Ek het Vrydag aand toe sit ek daar by die Pumas en die Cheetahs se wedstryd hier op Nelspruit. Toe's daar 'n ou wat hier saam met ons in die groep is met 'n kop wat kaal is, man. Hy's nie net bles nie, hy is kaalkop. Toe kom daar 2 swart nooddienswerkers verby en hulle altyd ook kaalkop, maar hulle koppe blink so. Jy kan soos 'n spieël daarin kyk. En die ou kan toe nou toevallig baie goed Zulu praat. Toe hy nou aan gesprek met hulle daar om hulle te vra, hoorie so, hoe kry hulle dit reg om hulle koppe so te laat blink, want kyk hierdie kop van hom, hy sukkel, die ding is net, hy so dof, man. Met 'n matte finish. Al wat vir my lekker was van die storie was om te sien hoe verskillende Suid-Afrikaners dit wat Marie Harris nou vir ons gesê het op grondvlak regtig baie goed met mekaar oor die weg kom en 'n grappige oomblik soos daai kan deel op 'n baie intieme vlak. Ek bedoel, jy praat nie sommer oor 'n ou se kaal kop as 'n reël nie, nê? Yes. Nee, maar ek moet sê, wat sy gesê het, sien weerspieël ons data ook. En ons het al daaroor gesels hier op die program, dat Suid-Afrikaners is baie meer versoeningsgesind, gematig en pragmaties. Hulle wil 'n land hê wat werk. So dis lekker om na iemand van Ipsos hulle te luister, baie gerespekteerde meningspeilingsorganisasie wêreldwyd. En as mens gaan kyk na ons peilings, hulle peilings, Social Research Foundation, die Brentus Foundation, hierdie datapunte is alles vir ons rede om positief te wees, maar soos hy ook gesê het, is daar moet 'n doen aksie kom. En dit is wat ons nou hier by die ERR hopelik vandag 'n bietjie aan die gang kry en loods. Nou, en julle voortvloeiend uit hierdie gesprek uit en die verhoudinge tussen mense, doen julle nou vandag 'n ding, raak julle iets aan wat juis die verhoudinge tussen mense op 'n skadelike manier raak en die potensiaal inhou om skadelik te wees vir verhoudinge in Suid-Afrika. Vertel net vir ons 'n bietjie meer daaroor. So, ek het die afgelope paar maande het ek begin werk aan alternatiewe stukke wetgewing. Want ons praat baie keer oor wat fout is in Suid-Afrika en 'n deel van wat fout is in Suid-Afrika is die wette op die statuutboek. Nou Suid-Afrika is nie oor die algemeen 'n land met horribale wette nie, maar daar is 'n hele paar wat uitstaan wat 'n probleem veroorsaak, verskeie probleme veroorsaak. So ek het oor die afgelope paar maande het ek 'n bietjie skouer aan die wiel gelê, ek my LLB gaan afstof en ek het 'n alternatiewe wet geskryf, 'n alternatiewe wetsontwerp wat ons vandag loods, getitel die No More Race Laws Bill, wat ons in 'n veldtog gaan stoot vir so lank as wat dit nodig is. Ons het al reeds met lede van die parlement begin onderhandel, 'n paar van hulle is gunstig om hierdie wetsontwerp in die parlement ter tafel te stel. Maar die lank en die kort van hierdie wetsontwerp, die No More Race Laws Bill, is dit vat vir eens en vir altyd die idee van rasgebaseerde klassifikasie en rasgebaseerde wetgewing uit die Suid-Afrikaanse statuutboek uit. Nou ons het in 1991 het die Suid-Afrikaanse parlement die wet op die bevolkingsregistrasiewet herroep. Nou daai wet het gedateer uit 1950. Dit was een van die hoeksteenwette
van die hele apartheidstelsel en wat die bevolkingsregistrasiewet basies gedoen het, is dit het al die rasseklassifikasiemaatreëls daar gestel. Dit het gesê iemand is wit onder hierdie omstandighede, iemand is swart onder hierdie omstandighede. Dit was basies die potloodtoetswet. En dit het dit moontlik gemaak vir die Suid-Afrikaanse staat om te besluit, weet jy, ons gaan wit mense so hanteer en swart mense so hanteer. Sedert daai ding se herroeping in 1991 het die Suid-Afrikaanse staat op die statuutboek nie meer die bevoegdheid om volgens ras mense te klassifiseer nie. En tog gebeur dit amper daagliks. Ons het swart ekonomiese bemagtigingswetgewing. Ons het quotas in terme van sportspanne of skole of as Nuus24 of Netwerk News24 hulle sin kry op onderwysers ook. So ten spyte van die feit dat die basis van statutêre rasseklassifikasie meer as 30 jaar gelede herroep is, gebeur dit nog steeds. En hierdie No More Race Laws Bill wat ons vandag loods en gaan stoot totdat ons wen, is om daai klassifikasiekeuse openbloot te stel. Suid-Afrika kan of 'n land wees waar die bevolkingsregistrasiewet nog van krag is, of ons kan 'n land wees waar die No More Race Laws Bill, die No More Race Laws Act word. Ons kan nie maak asof ons 'n nie-rassige, maar effens rassige situasie het nie. Ons klassifiseer of mense volgens ras, of ons doen nie. En die staat moet besluit, is hy ten gunste van die bevolkingsregistrasiewet of van die ERR se No More Race Laws Bill. Hoe doen mens dit vanuit julle posisie uit, Herman? Hoe bevorder mens daai plan wat julle nou het en hoop om dit uiteindelik ergens tot volbringing te kry? Kyk, die Amerikaners het iets wat ons nou wil ontwikkel. En dit is amper 'n wetsgebaseerde tipe van aktivisme. Waar in Amerika sal jy baie gereeld sien 'n wet word geskryf, 'n wet of 'n wetsontwerp word uiteengesit, nie noodwendig in die Kongres in Washington nie, maar dit kom van voetsoolvlak af. Mense wat sterk voel oor 'n kwessie sal werk met die nodige deskundiges om 'n wet te skryf en dan word daai wet as 'n voertuig vir openbare ondersteuning van stapel gestuur. En ons het besluit ons gaan dit hier in Suid-Afrika nou 'n bietjie begin uitoefen. Ons sit in 'n situasie waar wetmaking baie elitisties is. Dit begin in die parlement, dit eindig in die parlement. En daar's geen rede, geen grondwetlike, geen morele, geen etiese rede vir dit om so te werk nie. Ons vat daai kapasiteit, daai bevoegdheid om alternatiewe wetgewing op die tafel te plaas, vat ons eenvoudig terug. Die politici het dit nou lank genoeg gehad, vir so lank as dit Suid-Afrika bestaan het basies. Maar daar is niks wat die Suid-Afrikaanse bevolking keer om te sê, hoekom, hierdie wetsontwerp is waarvan ons hou, en om dan vir die politieke partye wat ons voorstem, by die stembus te sê, as julle nie hierdie wetsontwerp van die ERR ondersteun nie, gaan ons nie vir julle stem nie. So dit is 'n bietjie van 'n denkskuif om te sê, weet jy, waar kan hierdie wet nou vandaan kom uit die publiek? Maar dis hoe wetgewing eintlik behoort te werk. Dit is die hele betekenis agter demokrasie. Demos kratos, die mense verdien die krag. En dit is wat ons nou hier van stapel stuur. En soos ek sê, ons het al reeds met 'n handvol LP's begin gesels oor hoe kan ons hierdie wet op die statuutboek bring, op die agenda van die parlement sit. Dit gaan nie 'n ortodokse veldtog wees nie, maar ek dink dis wat my so opgewonde maak, is ortodoksie het sy limite, so kom ons probeer iets anders. So dis 'n splinter nuwe ding wat julle doen in Suid-Afrika. Dit is, en ons het nog 2 verdere wette wat oor die volgende paar weke gaan uitkom, die Right to Own Bill, wat gaan oor hoe kan ons hierdie onteiening sonder vergoeding ding finaal afhandel, en die Better Health Bill, wat 'n antwoord is op die NHI ramp wat op Suid-Afrika afstuur. Ons is besig om te werk aan nog 2 daarna. Die Freedom from Poverty Bill, wat 'n bietjie kyk na hoe kan ons sosio-ekonomiese opheffing behoorlik doen, sodat mense wat dit nodig het opgehef word en nie net ons hierdie herhaalde rasgebaseerde nonsens skryf van hoe help die swart mense wat in elk geval nie gehelp word nie, maar ignoreer die res nie. En dan het ons ook 'n value for money bill wat op pad is, wat die regering sal forceer om elke sent wat hulle spandeer
te regverdig op 'n deursigtige manier. So hierdie is 'n nuwe ding wat ons van stapel stuur. Ons is baie opgewonde daaroor. Ons sien die petisie handtekeninge inkom. Ons sien hierdie mense bietjie hoop gee en ek dink dit is die eerste ding wat mens moet doen as mens 'n terugvegpoging loods om te sê vryheid, nie-rassigheid kan 'n kans staan, is om mense daai hoop te gee. Ek het nou eendag met iemand gepraat en gesê ons het hierdie No More Race Laws bill geskryf. Hulle kon dit nie glo nie. Hulle kon nie eers dink dat dit aanvaarbaar is dat mens so 'n stuk wetgewing daar buite mag sit nie. Maar dis wat ons doen. Die sogenaamde Overton window, die aanvaarbare interval van wat publieke opinie mag wees. Ons gaan daai ding oop forceer totdat nie-rassigheid volledig sy tydjie en sy plekjie in die son kan kry. Herman, kom ons kom terug na die begin van ons gesprek toe wat voortgevloei het uit ook Marie Harris se standpunte vanoggend, se stellings en ons gesels oor verhoudings in Suid-Afrika wat ons nou vir mekaar gesê het in die algemeen is daar 'n goeie verhouding, maar hier is hierdie goed wat spanning maak en saam met dit dan nou optrede deur prominente politici soos Julius Malema. Ek weet baie mense sê jy moet jou nie aan hom steur nie, maar die feit bly staan, die ou maak 'n uitspraak wat wel deur die hof gesanksioneer is, maar dit maak nie mense se gemoedere jy weet dit maak nie mense minder angstig daaroor. Ja, en daar is 'n probleem. Ek dink die vraag is wat doen mens om die probleem op te los? En die eerste stap wat ek sou sê, wanneer dit kom by iemand soos kameraad Malema, is om te besef hoekom doen hy wat hy doen. Hy's 'n desperate politikus. Isak, as mens kyk na die traject van sy party, is ek bly ek is nie in sy skoene nie. Hierdie is 'n ou wat vir 10 jaar kon hy die deentjie van Suid-Afrikaanse politiek fluit en almal fluit saam. Hy is besig om daai vermoë te verloor. En al wat oorbly is die skokfaktor. So hy's 'n bietjie soos 'n ou afgetrede of amper afgetrede country sanger wie se gewig en loopbaan in die verkeerde rigting beweeg. Al wat hy kan doen is gaan kyk watter liedjies is dit wat my oorspronklik gehelp het om albums te verkoop. En dit was natuurlik Kill the Boer. So hierdie is 'n man wat desperaat is. Hy kort daai politieke kapitaal. Nou ek het 'n boek geskryf wat in Junie uitkom waar een van die bevindinge wat ek maak is dat die verhouding tussen die EFF se nuus teenwoordigheid en hulle steunvlakke is amper 1:1. As hulle teenwoordigheid in die nuus opgaan, gaan hulle steun op. As hulle teenwoordigheid in die nuus afgaan, gaan hulle steun af. So hulle besef spektakel is deel van hulle politieke agenda. Hulle moet dit speel. As hulle by 'n Clicks gaan protesteer oor 'n haarproduk wat jou pel en die paramedisine nie van nodig het nie, moontlik ek een van die dae ook nie. Maar as hulle by Clicks gaan protesteer oor 'n haarproduk, is dit nie om werklik 'n probleem op te los nie. Dit is om relevansie te koop. So dit is die eerste ding, is waar kom hierdie vandaan? Die tweede ding is Suid-Afrika. As Suid-Afrika in 'n raspopulistiese, haatlike traject sou beweeg het, kan ek jou 'n brief gee, dit sou al gebeur het. Ons sien dit nie gebeur. Ons sien partye soos die EFF toenemend swakker raak van hulle hoogtepunt, so 10 jaar of 8, 10 jaar, 5, 6 jaar gelede. En ons sien ook die ANC, wat hoe meer hulle in hierdie rigting beweeg van wat die hulle en die ons van geskiedenis en die wit en so, hoe minder steun kry hulle tot so mate dat die Social Research Foundation se nuutste peilings sê dat as daar 'n volgende verkiesing kom sonder Ramaphosa aan die stuur van die ANC, kyk ons na 'n uitslag op hierdie oomblik van die DA op 28% en die ANC op 21%. Dit is hoe uitpas en uitvoering hierdie rasgebaseerde politici is. Dan kyk ons ook na 'n peiling wat ons doen elke jaar, wat nou in die veld is, wat ek binne die volgende paar weke ook hopelik met jou kan oor gesels. En dit is hierdie vraag wat ons vra is, wanneer mense praat oor apartheid en kolonialisme en verdeling, is dit werklike diagnose van wat fout is in Suid-Afrika, of is dit maar net hierdie politici wat wil wegkry agter rookskerms van hulle eie
oplossings het nie gewerk nie en hulle eie verskonings werk nie meer nie. 2/3, met ander woorde 2-1 verhouding van Suid-Afrikaners, insluitend swart Suid-Afrikaners, sê dis maar net praatjies want hulle kan nie hulle foute erken nie. So ek is nie te bekommerd oor meneer Malema nie. Ek dink hy is 'n party wat aan die krimp is, ek dink hy is 'n man met sy beste dae agter hom en ek dink hy poep teen donderweer, waar die donderweer in Suid-Afrika die realiteit is dat meeste Suid-Afrikaners wil oor die weg kom met ander en daai data is so konstant soos die Noordster self. Ek wil nou gou vir jou 'n storie vertel na aanleiding van die feit dat jy sê Malema se party se krimpende party. Maar ek doen dit omdat ek vir jou vraag daaruit wil vra. Ek het lekker geglimlag toe ek Tim Du Plessis se rubriek Sondag gister lees. En hy het toe vertel van 'n voorval waarin Piet Kroukamp die twee ontleeders weerskante van hom se hande gevat het en gesê het, luister, na hierdie oomblik gaan president Cyril Ramaphosa nie meer president van hierdie land wees nie. En dis nou 'n paar jaar later, hier is hy nou nog steeds president. Toe laat dit my terugdink aan 'n onderhoud wat ek met Piet gehad het in my jare by Monitor en Spectrum, net toe die EFF as politieke party begin inbeweeg het. En Piet het in die onderhoud vir my gesê, en ek onthou dit baie goed, het hy vir my gesê, nee, wat Julius Malema het nie 'n kat se kans in hierdie verkiesing nie. Hy na hierdie verkiesing is hy weg van die politieke toneel af in Suid-Afrika. Hy gaan sy blaaste asem uitblaas. Nou weet ons, dis nou hoeveel jaar later, ek dink is 2014 rond gewees, ek reg onthou. Hoeveel jaar later, hier is Julius Malema nog steeds, maar ek dink ons het ons groot rede om nou te dink sy party krimp, of gaan ons weer met 'n eier in die gesig sit? Kyk, so wat ek dink 'n mens kan sê is hy krimp, hierdie keer het ons data wat wys hy krimp. Ons het die feit dat hy laas jaar se verkiesing het sy steun gedaal en nie gestyg nie vir die eerste keer. En dis dalk nodig om 'n bietjie konteks hieraan te gee dat politici oor die algemeen het 'n rakleeftyd. Selfs die beste politici het 'n rakleeftyd van omtrent so dekades, sou ek sê. As mens gaan kyk na die politici wat werklik, nou die Amerikaanse stelsel tel nie regtig nie, want hy beperk jou tot 'n presidensiële 8 jaar termyn maksimum. Maar as mens gaan kyk na mense soos Margaret Thatcher, 11 jaar of na 10 jaar het haar politieke kapitaal 'n bietjie begin kwyn. Danny Leon, Helen Zille, Thabo Mbeki. So mens moet besef dat politici het nie 'n nimmer eindigende publieke kapitaal wat hulle kan spandeer nie. Mense raak op 'n stadium sat vir hulle. Die menslike psigiese intensiteit is om te kyk, of intentionaliteit is om te kyk vir nuwe geleenthede en nuwe gevare. So op 'n stadium gaan alle politici 'n bietjie begin roes. En ek dink ons het daai punt bereik met meneer Malema in sy persoonlike hoedanigheid as politikus. Nou daar is ons nie wetenskap om dit te ondersteun nie, dit is maar net my lees van die situasie. Maar wat mens wel kan sê, is dat sy party is struktureel en institusioneel siek. Hierdie is 'n party wat ten spyte daarvan dat hulle net omtrent maksimum tussen 10 en 16% van parlementariërs gehad het oor die afgelope 10 jaar, is hulle verantwoordelik vir meer as 36% van parlementariese bedankings en afdankings. So hulle het, die Engelse het hierdie woord churn. Die EFF as 'n politieke party het ongelooflike hoë churn. Sy leiers en sy leierskorps en sy caucuskorps bly nie konstant dieselfde nie. Nuwe leiers kom in en val uit en kom in en val uit in 'n baie vinnige tempo. Wat aandui dat daar iets oulik is in hierdie party wat maak dat leiers nie voel hulle het 'n opwaartse loopbaan momentum nie. So dis punt nommer 1 is daar word nie geleenthede geskep vir 'n volgende generasie leiers binne die EFF nie. En ek dink die sukses, die grootste sukses wat Nelson Mandela ooit bereik het,
was om vrywilliglik net een termyn as die president van Suid-Afrika te dien en om in 1999 aan Mbeki oor te handig. Wat dit bevestig het, is dat die ANC nie so ZANU-PF is nie. Dat Suid-Afrikaanse politiek nie net op die identiteit van 'n leier kan voortboer nie. En dat jy altyd faksies sal hê. En dis op 'n manier gesond vir die politiek. Maar die EFF het dit nie. Hulle het nie 'n opvolgingsplan nie. Daar is nie eers die moontlikheid dat Malema nie meer leier gaan wees nie. Hy is ingeburger, leader for life, kan mens amper sê. So 'n politieke party sterf, want hy kry nie nuwe menslike kapitaal in nie. En dan die ander kwessie wat mense natuurlik moet kyk, is die feit dat selfs van sy mees belowende lede, soos jou Floyd Shivambu, soos jou Boyeseni en Ndlozi, Ndlozi, Busisiwe Mqwebane, hierdie mense wat regtig 'n publieke kapitaalvorm bygebring het vir die EFF, verlaat die EFF. So die EFF is nie iets wat ek ernstig opneem nie. Ek dink nie dit is 'n party wat toekomsbelang in Suid-Afrika het nie. Ek dink meneer Malema is aan die verkeerde kant van die piek van sy loopbaan en sy party ook. So wanneer ek sê hy poepie en wonder weer, is dit iemand met 'n maagaandoening wat kyk na 'n bevolking wat wil oor die weg kom en hy kan eenvoudig nie, jy weet, sy kolorektale kanaal beheer nie, maar dit maak nie 'n verskil dat die res van die mense nie tyd het vir sy stamp nie. Dis Herman Pretorius wat so gesels. Herman, dankie, baie lekker gewees om na jou te luister en ons praat weer. 'n Plesier soos altyd en ek sal die podders vra om op ons webwerf err.org.za te gaan kyk. Google sommer ERR No More Race Laws. Jy sal by die plek uitkom wat jy moet hoor. En kom ons veg hierdie ding, kom ons draai hom om. Isak, soos altyd baie dankie dat ek met julle kon gesels. Herman Pretorius van die Instituut vir Rasseverhoudinge wat gesels oor daardie No More Race Laws Bill wat hulle bekendstel vandag en ons het 'n lekker eerste hier op Nuuspot daaroor gesels vanoggend. Dankie Herman, regtig 'n lekker gesprek. Altyd lekker om na jou te luister.